Goeiemôre broers, susters en kinders vanuit die Gereformeerde Kerk George. Baie welkom aan ieder en elk van julle. Ons is vanoggend alreeds in die 10de Sondag wat ons via hierdie media uitsaai. Mag ons dan ook vanoggend elkeen die troos ontvang dat ons die Here ook in hierdie tyd mag loof en prys en dank vir sy genade. As wotum en intrelied sing ons dan ook ons lof tot die Here, lied 184 verse 1 en 4. Vers 1, lofsing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Lofsing die koning, die skepper, die Vader, die Here. Nou lied 184, nadat ons die seën ontvang het, Psalm 48, dan bely ons geloof. Geliefde gemeente, genade, vrede en liefde en barmhartigheid word aan julle elkeen geskenk. Van God ons Vader, in die liefde van ons Here Jesus Christus, wat deur die kragtige werk van die Heilige Gees in elkeen van julle vermeerder sal word. Amen.
Luister vanoggend na die wet van die Here soos dit vir ons in Deuteronomium 5 opgeteken is. Ons lees vers 1 en dan vanaf vers 6. Deuteronomium 5 vers 1. Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde aan die duisende wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige ander dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. As vryspraak ook na woorde uit Romeine 5. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang. As inleiding tot ons gebed sang ons Psalm 91, 1 vers 1 en 6. Die toevlug neem in veiligheid en skuil by die Alhoë. Hy word beskade en beskik deur God se alvermoë. O Heer, my rots op wie ek bou, by U is my die beste. My toevlug waar ek stil vertrou, in nood my veilige veste. 1 en 6 Psalm 91, dan bid ons saam.
Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg om U te mag loof en te prys, U te mag dank vir alles wat ons so onverdiend uit U hand ontvang. Ja, Here, 'n nuwe dag, 'n nuwe week, 'n week vol uitdagings, maar ons dank U dat ons dit in U naam mag begin. Dat ons ook U mag aanroep om ons te help. Dankie dat ons dit mag doen. Vader, werk U deur U Gees in ons om ook in ons harte te werk, om die genade raak te sien wat ons elke dag ontvang. U is vir ons goed, U is goed sonder eind. Ja, Here, al het ons elkeen ons eie uitdagings en beproewinge, bly U ons Here wat vir ons sorg. Ons dankie dat U ons ook U woord gegee het, dit in ons eie taal, dat ons U mag aanroep as ons Vader. Vader, ons aanbid U dan ook as die enigste Here, die ware God wat leef en regeer. Here, help ons dan ook om U wil te doen, wat U van ons verwag. Ja, Vader, as ons so na U gebooie luister, dan moet ons erken dat ons klein en nietig voor U staan. Die grootheid en die almag ons elke dag verbuister. Dankie dat ons U kan aanroep en vra vir vergifnis. Dankie ook vir die vergifnis wat ons reeds ontvang het in ons Here Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Ja, Here, al ons skuld op U gelaai het, al ons laste op U geneem het. Dankie vir die genade dat ons U ook kan vra om ons te seën. Ja, Here, dat ons ook in hierdie tyd U kan dank, dat ons vir ons kerk kan bid, vir ons gemeente, vir ons owerhede, op watter vlak ook al, vir die sondige wêreld. Ja, Here, op U beloftes wat U ons gegee het, dat ons ook vanoggend gaan hoor dat U ons red, wanneer ons U aanroep. Here, daarom bid ons ook vir elke lidmaat, vir elke gelowige wat in U glo, wat aan U vashou, ook in hierdie moeilike tyd. Hulle wat siek is, hulle wat hierdie week vir toetse moet gaan, hulle wat hartseer is en alleen is. Ja, Here, hou U hulle vas, beskerm hulle elkeen, troos, maak gesond, soos net U kan. Ons bid ook vir reën. Ja, Vader, waar daar al reën geval het, sê ons U dankie, maar ons dank U ook dat ons kan vra dat U ook sal gee, daar waar dit nog nie gereën het, daar waar dit so broodnodig is. Ons kom ook na U toe en ons vra dat U ons deur U Gees sal verlig, wanneer ons nou na U woord luister. Ja, Vader, U woord wat onfeilbaar is, wat U aan ons as mens gegee het, om U te loof en te dank en te prys. Dit bid ons in ons Here Jesus se naam alleen. Amen. Psalm 50. 'n Psalm van Asaf. Die God van die gode, die Here, spreek en roep die aarde van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Sela. Hoor my volk dat ek kan spreek, Israel dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd deur voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie,
want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp? As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen, en sou ek swyg? Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. Verstaan dit tog, o God, vergeters, sodat ek nie verskeur sonder dat iemand red nie. Die een wat dank offer eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Voordat na die prediking luister, sing ons Psalm 57:2 verse 3, 4, 5 en 6. Dit word omarm deur vers 3 en vers 6. Verhef u eer oneindig hoog, ver hoër as die hemelboog, oor alles Heer voer u gesag, toon dan die grootheid van u mag. Psalm 57 verse 2 tot 6. Ons fokus vanoggend op verse 14 en 15 van Psalm 50. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my naam aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Hiermee saam die Heidelbergse Katekismus Sondag 45, vraag en antwoord 116. Waarom is die gebede vir Christene nodig? En die antwoord, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis, en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartelike versigtinge sonder ophou daarom bid
en daarvoor dank. Daarom ook ons tema van vanoggend, om dankbaar te bid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, om te kan bid is 'n gawe. Die ouderlinge en die diakens het dit ook die naweek net voor die staatse kettinge ons vasgebind het, dit met mekaar tydens die gawe kursus met mekaar gedeel. Ons het ook vir mekaar gesê dat nie een van ons dieselfde mate van gebedsgawe ontvang het nie, maar dat elkeen van ons kan bid en moet bid. Om te bid is daar gebed nodig. Daarom die vraag vanoggend, wat is gebed? Wanneer ek vir elkeen 'n pen en papier gee om neer te skryf wat jy van dink wat gebed vir jou is die kans baie groot dat elkeen van ons iets anders sal neerskryf. Om maar 'n paar voorbeelde te noem. Gebed is onder andere om met God te praat. Dit is om van hom hulp te vra. Gebed is ook die manier waarop ek en jy ons behoeftes aan God bekend maak. Gebed is ook om vir ander in te tree wat dit dalk nie kan doen nie. Gebed is ook om aan mekaar bekend te maak wat op ons hart is. Maar gebed is soveel meer. Gebed gaan nie oor jou of my nie. Gebed gaan oor die Here. Daarom behoort ek en jy ook om deur ons gebede te verheerlik. Daarom moet daar ook lofprysing en aanbidding in ons gebede wees. Iemand het eendag gesê dat gebed die asemhaling van die siel is. Dit is dieselfde met ons lewe. As ons ophou asemhaal, sterf ons. Dit is ook wat ons in Sondag 45 vraag en antwoord 116 gehoor het. Die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe, gebed. Om dankie te sê vir dit wat ek en jy het. Daarom is gebed ook 'n weerspieëling van dankbaarheid wat in my en jou harte aangaan. Met dit alles in gedagte, hoekom en waarom bid jy? Met dit wat Asaf vir ons in Psalm 50 sê, is daar 3 dinge wat na vore tree. Is ons ywerig in ons dank aan die Here? Is ons dank sigbaar daar buite? En is ons dank opreg? In die eerste plek, is ons ywerig in ons dank? Hoe ywerig is ons dank? Wat behoort ons dank ywerig te maak? Geliefdes, God is hier besig met 'n intieme en persoonlike gesprek met God besig. 'n tweegesprek. En met hierdie Psalm word ek en jy ook uitgedaag om dieselfde te doen. Om as individu en as gemeente, iets wat dalk nou nie so maklik is nie, God te ontmoet. Ek weet dit is moeilik om nie vergelykings te tref nie, maar kom ons kyk vanoggend elkeen maar na onsself. Fokus op jou en jou Here, want God praat vandag met elkeen van ons. Kyk 'n bietjie van waar af praat God met ons in hierdie Psalm. Nie sommer maar net enige plek nie, vanuit die blinkende glorie van sy paleis, uit Sion, die hemelse Jerusalem. En hoor, hoe spreek die Here ons aan? Hy sê in vers 5, my getroue volgelinge, soos ons het ook in die ou vertaling gehoor het, my gunsgenote. My broer en suster, weet jy watter voorreg en eer dit is om God se gunsgenoot genoem te word? Kinders van die verbond, uitverkorenes, gereddenes, iemand spesiaal. Ons God, sy volk, my gunsgenote. God se besondere manier om van die verhouding tussen hom en ons, sy kinders, te praat. En my broer en suster, ons moet dit nou maar vat soos dit kom, as die skoenpas trek hom aan, moet dit nie vir iemand anders gee. Ons Here sê hier vir ons, ek wil julle nie aanspreek omdat julle nie offers bring nie. Ek sien hoe julle dit doen. Luister mooi wat die Here vir ons sê. Ek wil nie met jou praat oor jou kerkbesoek nie. Ek sien wanneer jy kerk toe kom en in hierdie tyd of op die rekenaar of TV of selfoon inskakel. Ek kan sien dat jy 'n ywerige Christen is. Ek wil nie met jou praat oor jou werk, of jou gesin, of jou besigheid nie. Jy en alles van jou, alles in die heelal behoort in elk geval aan my. Ek wil nie met jou praat oor my gebooie nie. Ek kan sien en hoor wat jy doen en sê.
Jy steel nie, jy gebruik nie my naam verkeerd nie. Ek het nie jou offers nodig nie. Jy praat so maklik oor Jesus en die evangelie en die vreugde wat my offer aan jou bring, maar ek mis iets. Ek mis jou offer van dank. Ek mis jou hart. Ek mis jou. Broer, suster en kind, is ek en jy nie partykeer nie, en ek sê dit met die grootste respek, sonder dat ons dit besef, besig om speletjies met die Here te speel. Dalk besig is om hom te terg. Ons Here sê vir ons in hierdie wonderlike Psalm, ek sien hoe jy alles doen en wat jy sê, maar wanneer laas het jy my om genade aangeroep? Dalk doen ons dit nou in die Grendeltyd meer as gewoonlik, maar wanneer laas het ons werklik gesmeek om hulp? Baie van ons is so ywerig om te praat en te doen, maar het nooit die tyd om dankbaar te wees. Altyd kwaad vir die lewe, kwaad vir almal om my. Ontevrede met my omstandighede in die Grendeltyd waarin ons nou vasgevang is. Ondankbaar met my seëninge. Ondankbaar oor my gawes wat ek van die Heilige Gees ontvang het. In hierdie Psalm sê die Here vir ons, ek hoor hoe jy van my en oor my en my evangelie praat, maar ek wil 'n verhouding met jou hê, nie oppervlakkige lippediens nie. Wanneer laas het ek en jy so 'n bietjie om ons rond gekyk, by ons eie swaar kry verbygekyk en ander se ellende raak gesien en ons Here gedank vir dit wat ons het? Nie om daarop trots of hoogmoedig te wees nie, maar opreg dankbaar te wees vir dit wat ons het. Maar wat sê ons uiterlike daarvan? Is my dank aan God werklik sigbaar of lyk ek en jy maar net dankbaar? Kyk maar weer eens na jouself, moet jou nie oor jou broer of suster bekommer nie. Hulle sal vir hulle self antwoord. Kom ons vra die vraag so. Wanneer jy by die werk is, die wat kan werk en mag werk, of wanneer jy weer skool toe kan gaan, of waar jy ook al jouself bevind, is jy dankbaar? Getuig jou woorde en dade en houding daarvan dat jy dankbaar is. En nou gaan jy dalk vir my sê, jy weet dominee, jy is nou baie onredelik. Ek het onlangs 'n geliefde begrawe. Hoe kan ek dankbaar lyk as ek hartseer is? Of ek het nie werk nie. Hoe kan ek dankbaar daarvoor oor ander mense lewe? Of my kinders of my ouers gee my slapelose nagte. Hoe wil jy hê moet my dankbaarheidslewe lyk? Of hoe wil jy hê moet ons vir ons gemeente dankie sê as ons nie by mekaar mag kom? Baie waar geliefdes, maar ek en jy het seker nog ander geliefdes wat vir ons lief is en vir jou my omgee. Jy het seker nog kos om te eet en klere om aan te trek. Wil ons regtig hê dit moet nog slegter gaan? Weet jy my broer en suster, dalk is julle tog reg. Want net so gevaarlik as wat dit is om te maak of mens dankbaar is en jy nie vrede het nie. Net so gevaarlik is dit om te maak of alles reg is en daar eintlik groot onvrede is. Ons noem dit oordrewe vroomheid. Om vroom te wees beteken onder andere om gelowig of godvreesend of toegewyd te lewe. Vroom, die baie mooi kerkwoord wat baie keer met skynheiligheid verwar word. En die twee woorde kan baie maklik saam in een asem gebruik word. Jy kan vroom lyk, vroom praat, vroom dinge doen, vroom gedagtes hê, maar steeds goddeloos wees. Dit laat ons dan ook dadelik aan Jesus se woorde dink. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Wat Asaf hier sê is dat ons uiterlike en innerlike uiteindelik sal ooreenstem. Al gee ek offers, al maak ek of ek elke Sondag kerk kyk net om mense te beïndruk, baat dit my niks. Al doen ek my katekesasiewerk hoe getrou, net om my ouers te wys hoe slim en getrou ek is dit alles uiterlike dinge wat nie eintlik saak maak nie. Natuurlik kan die een nie sonder die ander nie. Geloof en daad loop immers hand aan hand. Al is dit ook nodig om al hierdie dinge te doen, is dit my hart se offer, my hart se dank wat God wil hê. Opregte dank of ondankbaarheid wat wel een of ander tyd in my lewe weer speel sal word. Want ons sê mos waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En steeds sê ons Here vir ons, ek het julle offers nie nodig nie. Dit is
julle wat van my 'n offer nodig het. So geliefdes, beoordeel en veroordeel hierdie Psalm daarom nie ons gebedslewe nie. Tog is daar genade, altyd groot genade, lig, troos en hoop. Daarom is dit in die derde plek so belangrik om as ware Christen dankbaar te wees. In ons fokusvers het ons gehoor, offer dank aan God, betaal die Allerhoogste jou geloftes en roep my aan in die dag van benoudheid. Dit is wat ons moet doen. Ons dankoffer, ons geloftes betaal en die Here aanroep. Want daar is ook die wonderlike belofte wat ons in vers 23 gehoor het. Die mens wat my eer en die een wat lof as offer bring, hy wat reg lewe, vir hom sal ek red. Maar wat is hierdie dank wat ons moet offer? Wat is hierdie offer wat die Here bly maak? Geliefdes, dit is 'n opregte lewe, 'n lewe sonder voorgee, 'n lewe van erkenning, Here, wees my sondaar genadig. Opregte dank waar God die eer gegee word. Ek weet dis vir party van ons makliker as vir ander. Vir party van ons is daar groter realiteite as by ander. Vir sommige van ons is die stryd om met sekere dinge saam te leef weer moeiliker as by ander mense. Daarom klink dit bykans onmoontlik om te glo dat een gesin kan sê, en glo my, ek hoor dit baie, dankie Here dat U my geliefde gespaar het. Waar 'n ander gesin weer sê, dankie Here dat U my geliefde geneem het. Tog is hierdie dank nie iets wat vir almal van die begin af vanselfsprekend is. Vanweë ons eie menslikheid is hierdie dank baie keer woede en hartseer wat met tyd in dank omgroei. Vir baie van ons is dit 'n proses wat plaasvind. En hierdie dank kan net groei wanneer ons die offer wat vir ons gegee is, Jesus Christus glo en leef en bely. Wanneer ons hierdie offer Jesus Christus verkondig, wanneer ons hierdie offer aanneem en aanvaar, besef ons maar hoe klein en nietig onsself is, en dat selfs ons grootste dank maar gering is. Sy grootheid en reinheid en heiligheid en almag teenoor ons eie onmag. Aanvanklik kan dit selfs wees dat mens daarvoor bang kan wees, maar geliefdes, het jy al gedink in watter gemors sou ons wees as ons dieselfde of soortgelyke mag as ons Here gehad het? As ons op ons eie krag sou staatmaak, watter onreg ons vir onsself en mekaar sou bewerkstellig. Dankie Here, ons het dit nie. Dankie dat ons krag in Hom lê en nie in onsself nie. Daarom die wonderlike belofte, wie dank aan my offer, wie let op die pad wat hy en sy loop, sal ek verlossing gee. Dis ons in die ou vertaling gehoor het, dat ons God se heil sal sien. Met ander woorde, iemand wat so lewe, wat so dankbaar lewe, genade sal ontvang. Die genade van Jesus Christus en sy verdienste vir ons aan die kruis. Ek sluit af met die woorde van Paulus, 1 Tessalonisense 15 vers 16 tot 19, waar hy vol van die Heilige Gees die volgende skryf: Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Ook in Filippense 4 verse 4 tot 7 sê hy vir ons: Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Geliefdes, mag God ons deur sy Gees hiermee bystaan. Mag ek en jy hierdie vrede ontvang. Mag ek en jy dankbaar lewe. Mag dit in elkeen van ons gebede weerspieël word. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is by en met julle tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, net enkele afkondigings. Ons vra weer verskoning vir die gehalte van die klank. Ons werk daaraan en ons glo dat ons dit in die toekoms weer daar normaal sal terugkry. Ons kerke het volgende Sondag 'n dag van verootmoediging afgekondig en daarom vra ons dan ook dat julle op hierdie week ons land en ons kerk spesifiek dan ook aan die sorg van die Here sal opdra. En dan uit die aard van die saak gaan daar nie volgende Sondag nagmaal wees nie. Ons sal dit later probeer aanspreek op hierdie platform, maar vereers gaan ons dit verbygaan. Ek is dan ook self volgende naweek bietjie los, so ons gaan dan by een van die ander gemeentes se eredienste inskakel. Verjaarsdag, broer Tjaat Stein wat hierdie week verjaar, wat in daai kategorie val, ons wens hom baie geluk, seën van die Here ook vir hom en sy familie toegewens. Ons het ook verneem dat die synode van volgende jaar ook uitgestel is na 2022 as gevolg van die coronavirus wat die deputate se werksaamhede beïnvloed, vra dat u ook daarvoor voorbereiding sal doen. Kom ons sluit af en ons maak soos dit ons gewoonte is. Ons bid mekaar die seën toe, ons bid dan ook vandag vir ons land, Heer, seën Afrika. Seën mense.
Amen.